Hierdie laaste week wat verby is, het ek so by 'n paar mense gehoor van verskeie mense wat en van hulle selfs in ons kerk wat kaal foto's rondstuur onder mekaar. Van mekaar, maar ook van ander vrouens. Van kaal vrouens rondstuur tot pornografie rondstuur. Nou in 'n film genaamd The Power of the Air praat 'n sending uit Afrika met 'n Amerikaanse Christen. En hy vra, wat sien julle gemeente doen as ek Sondag daar preek en Jesus se naam laster? Wat sien julle doen as ek dit vir 'n tweede of 'n derde keer doen? Wat van as ek 'n jong paartjie vorentoe roep? Vir Brian, Shanay. En hulle sê, kom bietjie vorentoe. Kom staan nie voor. Begin mekaar bietjie druk en soen. Wat van as ek vir hulle sê hoor jy begin bietjie julle klere uittrek? Gaan julle as 'n gemeente dan vir my kwaad wees? Get up and walk out. Hoekom het baie van julle dan nie gisteraand 'n probleem gehad om 'n halfkaal vrouens op die TV te kyk nie? Dis 'n bietjie harde vraag. Ons gaan dit nie voor in die kerk doen nie. Maar gisteraand, wat se movies is daar gekyk gisteraand? Daai warm vrytonele waar die stoom so op die TV uitslaan. Nee. En dan noem ons dit vermaak. 'n ander man, Douglas Wilson, stel hom voor hoe 'n ongelowige paartjie 'n Christen paartjie na hulle huis toe nooi om te kyk hoe hulle seks het. Die Christen paartjie is geskok en sê maar ons kan dit nie doen nie. Die ongelowige paartjie sê vir hulle, nou maar okay, as julle nie na ons huis toe wil kom en kyk hoe ons seks het nie, gaan ons dit rekord en vir julle stuur. Nee, sê hulle. Ons kan nie. Dis teen ons Christelike waardes. Nou maar nou verstaan ek nie, sê die ongelowige paartjie. Laasweek het ons by julle 'n movie kon kyk en toe sal sulke goed op die TV. Maar nou wil julle nie kom kyk as ons dit doen nie. Die gelowige paartjie verduidelik toe vir die ongelowige paartjie dat hulle is nie gewone Christene nie. Hulle is 'n spesifieke soort. Hulle is skynheilige Christene. So vandag het ek gelei gevoel om oor pornografie en die gevare daar rondom te praat. Want pornografie is nie net 'n manne-issue nie. Dit is net soveel 'n vroue-issue. Ons gaan kyk die Chippendales en ek weet nie wat bestaan daai goed nog. En dis nou nie daai kleintjies op die TV nie, nê. Dis net soveel 'n vroue probleem as wat dit 'n manne probleem is. Tog pornografie is al eeue lank aan die gang. Hierdie digitale era waarin ons is, het dit net baie makliker gemaak. Vir baie mense is dit heeltemal normaal om pornografie te kyk. Maar onthou, normaal en reg is nie dieselfde ding nie. Dit loop nie saam nie. Pornografie is 'n multibiljoen rand seker industrie vandag. En die aanvraag daarna is astronomies. Dis een van die mees gesoekte onderwerpe op enige internet soek engine en van die grootste geldmakers wat daar is. Dis seker die ding waar Satan die suksesvolste is, veral onder die kinders van God. Hy het dit reg gekry om dit wat goed is, en dit wat goed is seks tussen 'n man en 'n vrou. Het hy gekom en hy het vervang met lustigheid, met oorspel, met verkrachtings, met homoseksualiteit. Het hy gekom en al hierdie mooi goeters kom vieslik maak. Pornografie is 'n struik waarin baie mense trap. Dit begin gewoonlik heeltemal onskuldig met ietsie wat geskryf is, 'n boekie wat ons lees. Daarna gaan dit na prente van kaal vrouens toe of kaal mans. Pornografie is net so verslawend soos dwelms. Die gebruiker soek die heeltyd iets sterker om te voorsien in sy behoefte. Prente van kaal mense word vinnig vervang en as jy jouself kom kry, dan kyk jy harde pornografie. En dit beeld seksuele dade uit. Daarna gaan dit oor na lesbianisme, homoseksualiteit en dan in die ergste graad selfs bestialiteit. Wat is pornografie? Die Bybel noem nie die woord pornografie nie. Die woord pornografie is afgelei uit 2 Griekse woorde
wat verband hou met seksuele immoraliteit is. Die eerste een is porneia. Die tweede een is grafo wat te doen het met iets wat op skrif gestel word. Gewoonlik gaan grafo oor iets wat geskryf is, maar dit verwys ook na sketse of prentjies. Hierdie woord dui op hoerery, prostitusie, egbreek, seksuele immoraliteit en ander forme van vuilheid en perversie. Die Woordeboek van Merriam-Webster definieer pornografie as rolprente, prente, tydskrifte ensovoorts wat naakte mense of seks op 'n baie oop en direkte manier wys of beskryf om seksuele opwinding te veroorsaak. So wat hierdie Woordeboek beskryf is 'n neutrale en 'n feitelike beskrywing. Dit sê nie vir ons of pornografie goed of sleg is nie. Want hoekom nie? Dis 'n wêreldse ding. Dis 'n wêreldse boek waar mense net leer of 'n woord te verstaan. Maar ek en jy as Christene kyk nie na woordeboeke nie. Ons kyk na die woord van God. Kom ons vra die vraag: wat is sonde? Die Bybel gee vir ons baie voorbeelde en definisies van sonde. Een nuttige definisie is: sonde as enige keuse of gedrag wat ons weglei van die lewe wat God bedoel het. Dit beteken om teen sy wil op te tree en sodoende weg te beweeg van hom af en sy goeie plan, sy rein plan, sy opregte plan wat hy vir elke mens het. Ons beweeg van hierdie plan van die Here af weg. Wat sê die Bybel oor porneia? Die Bybel is baie duidelik hieroor. Efesiërs 5 vers 3. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug laat dit nie eenmaal onder julle genoem word soos dit die heiliges betaam nie. Ons moet nie eers praat van dit onder ons nie. 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9. Weet julle nie dat die onregverdiges nie die koninkryk van God sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Hoor nou mooi, moenie dwaal nie. Geen hoereerder of afgodedienaar of egbreker of drinker of misbruiker van hulle self by die mensdom nie. Ook nie diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Dis 'n harde woord. Ons sê maklik, maar die Here sal verstaan. Ons het op die mannekant baie daarvan gepraat ook. Die Here verstaan nie. Hoe wil jy volhard in jou sonde nie? Hy's duidelik. Geen hoereerder sal in die koninkryk inkom nie. 1 Korintiërs 6 vanaf vers 18. Vlug van die hoerery. Elke sonde wat 'n mens doen is sonder die liggaam, maar hy wat hoereer, sondig teen sy eie liggaam. Weet julle nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Jou liggaam is God se, nie joune nie. As jy getroud is, manne, is jou liggaam jou vrou se en vroue jou liggaam is jou man se. Die woord van die Here sê dit vir ons, baie duidelik. Hebreërs 13:4. Die huwelik is in almal eerbaar en die bed onbesmet, maar hoereerders en egbrekers sal God oordeel. Dis 'n harde woord. So porneia is sonde. Dit sluit mense uit van God se koninkryk en daarom moet Jesus se volgelinge daarvan wegbly. Ek en jy as kind van God moet weghardloop van hierdie goed af. Ons moet dit nie toelaat in ons lewens nie. Waarom veroordeel die Bybel pornografie so sterk? Want seksuele immoraliteit gaan reg teen God se plan vir seksualiteit in. God het seksualiteit ontwerp as iets vir 'n man en 'n vrou binne in die huwelik. Dis waar seks hoort. Is in 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Boonop hou dit direk verband met die hê van kinders. Seksualiteit is dis nie 'n saak van welis nie, maar 'n saak van liefde en om kinders saam te hê. Hierdie liefdevolle verhouding tussen 'n man en 'n vrou is bitterlik kosbaar in God se oë. Hy praat van 'n verhouding met ons, met die kerk as 'n huwelik. Dis so intiem en opreg 'n huwelik is. Die Here sien dit met my en met jou as sy kind. En nou kom ons en ons maak ons huwelike vuil. Ons besmet dit. Waar dit moet wees soos die verhouding wat tussen ons en God is, die verhouding wat God met ons wil hê.
Opregte, 'n skoon verhouding. Paulus sê in Efesiërs 5:32, dis 'n groot verborgenheid, maar ek spreek oor Christus en die gemeente. Dis waarvan hy praat. Christus en ons, God en ons, is dieselfde verhouding as wat man en 'n vrou moet hê. Die huwelik is deur God ontwerp om Christus se beeld uit te beeld. Seksuele immoraliteit beskadig hierdie heilige prentjie van wat dit moet wees. Maar nou kom mense en hulle sê, maar wat as ek na pornografie kyk, maar ek het nie seks met iemand nie? Is dit oukei? Kom ons hoor wat sê die woord. In die Ou Testament het God vir die volk van Israel gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jesus het verduidelik dat hierdie verbod verder gaan. Skus, nou spring die ding hier rond. Dit gaan verder as om ons liggaam op 'n sondige manier te gebruik. Dit gaan nie net oor die seksdaad nie, sê Jesus. Hy sê dat welis net so ernstig opgeneem moet word as die daad van egbreek homself. Die welis, net dit wat in jou gedagte gaan, is dieselfde, want daar staan, Matteus 5:27, elkeen wat na 'n vrou kyk met welis, het reeds in sy hart egbreek met haar gepleeg. So al doen jy nie die daad nie, al kyk jy net die pornografie, al stuur die cherries net vir jou kaal foto's, dis sonde. Klaar. Dis sonde, sê die Here vir ons. Liggaamlike verhouding begin altyd met 'n verstandelike verhouding. Dit begin eers hier wat by die oë ingaan. Wanneer ons geestelike egbreek pleeg of pornografie kyk, beweeg ons reeds verder as die grense wat God vir ons gegee het. Hy roep ons om elke vorm van seksuele versoeking vanaf weg te vlug. En dit sluit porno in. Sluit kaalfoto's in. Dit sluit in hierdie seksueel geskryfde stories. Sluit dit in. Om na pornografie te kyk pas nie in die Bybelse konsep van seks hê nie. Want seks in die Bybelse konteks beteken 'n huwelik. Om na pornografie te kyk gaan oor welis, oor die gebruik van iemand se liggaam om opgewonde te raak. Dit verwyder seks uit die konteks van die huwelik om die begeertes van die vlees te voed en om ons aan te moedig om buite ons huwelik te begeer. Dit het niks te doen met God se doel vir seksualiteit en die daad van die huweliksliefde nie. Daarom sê die Bybel dat ons weg moet bly van pornografie af, wat die kyk van pornografie insluit. Dit is duidelik, volgens dit wat die Here vir ons hier gesê het, dis duidelik dat dit sonde is. Sonde is selfsugtig. Dit maak dat jy jouself eerste stel. Jy dink nie aan God se eer of ander mense se welvaart nie. Jy lewe vir die plesier van die oomblik en dink nie aan die pyn wat sal volg nie. Jy dink nie aan die geld en die tyd wat jy in die skei of gaan mors nie. Jy dink nie aan die bekleierery en die pyn wat 'n egskeiding bring nie. Jy dink nie aan hoe jou eie en ander persoon se kinders aan die slaap moet huil in die aand nie. Jy dink nie hoe die kinders tussen jou en jou lewensmaat verdeel gaan wees nie. Hulle gaan 'n nuwe ma of 'n nuwe pa kry as jy en jou lewensmaat skei en jy trou met iemand anderste. Jy ontwrig almal se lewe. Maar ek worry nie want dit gaan oor my. Ek voel alright. Solank ek okay is, dis sonde. Die breër familie gaan teleurgesteld en kwaad wees. Die mense in die kerk gaan hartseer wees. Jy gaan die Heilige Gees bedroef. Jy gaan Jesus se naam deur die modder sleep. Jou eie reputasie gaan beskadig word. Jy gaan ongelowiges wegjaag van Jesus af, wegjaag van die kerk af. Satan gaan bly wees. Die hof sal sê jy moet die helfte van jou besittings deel met jou man of jou vrou. Jy moet onderhoud betaal. Jy kan dalk 'n seksueel oordraagbare siekte optel. Jy kan dalk 'n siekte kry van stres. Want sê nou maar net ek word uitgevang. Jou sonde sal voor die gemeente kom. Ons lees dit hier in Korintiërs 5. Die ander persoon se lewensmaat en jou kinders sal jou haat en wraak neem. Jy gee jou gewete besoedel. Erger is al hierdie dinge.
is dat jy in die hel gaan beland as jy jou nie bekeer nie. As jy nie einde kry en stop nie, is jou pad hel toe. Behalwe vir al hierdie dinge, is daar nog probleme as gevolg van pornografie. Porno is gewaarborg om jou huwelik te beskadig. Jou huwelik verniel. As jy nie getroud is nie, en jy is besig om porno te kyk, julle jong mense, gee jou potensiaal om 'n gesonde huweliksverhouding te hê opneek. Want jy gaan nie weet wat die regte ding is nie. Jy het klaar 'n verkeerde prentjie van seks in jou kop. Dit wek verkeerde en oordrewe verwagtinge, wat lei tot verminderde tevredenheid met jou maat se seksuele prestasies, met liefde en fisiese voorkoms. Want jou maat moet die hele tyd kompeteer met hierdie prentjies van hierdie poppies, of hierdie manne met die sixpacks en die groot arms. Hulle gaan die hele tyd voel hulle is nie goed genoeg nie. Jy gaan voel hulle is nie goed genoeg nie, want hierdie ou lui wat nou al so 40 of 50 jaar oud is, lyk nou nie soos hierdie 20-jarige poppies nie. Boonop, aangesien die huwelik bedoel is vir 'n eksklusiewe verhouding tussen 'n man en 'n vrou, is daar geen plek vir ander seksuele begeertes nie, selfs nie net wanneer jy net kyk nie. 'n Kind van God kyk nie net eers nie. Dit maak jou man of jou vrou seer. Hulle voel tweede beste, en daai pornografie is so groot wedge, wat so ingedryf word tussen man en vrou, en hulle verder van mekaar verwyder. Om pornografie te kyk lei tot verwronge persepsies oor seksualiteit. Vir baie jong kinders deesdae is porno hulle nommer 1 onderwyser oor seksuele opvoeding. Aangesien aggressie en mishandeling normaal is in pornografiese films, wat leer kinders oor 'n seksuele verhouding? Verskeie studies toon dat pornografie die objektivering van seksualisering van vrouens en kinders versterk. Dis al wat 'n vrou is. Dis net 'n seksdoel. Dit bevorder die idee dat seks sonder enige grense, dwang en verkrachtings regverdige dade is. Het julle agtergekom hoe word verkrachtings al hoe meer deesdae? Want is maar oukei. Gaan kyk so 'n bietjie iemand wat daai verkrachtings gedoen het. Wat was hulle verhouding met porn? Hoeveel porn het hulle gekyk? Ek sê daai twee loop saam. Maar is oukei. Want is normaal. Ons sien dit elke dag. Hoeveel kinders stuur deesdae kaal foto's van hulle self rond? Skoolkinders. Dis skokkend. Hier in Rustenburg se skole stuur kinders vir mekaar foto's heen en weer. En is 'n ding wat hulle lang tyd kom. Ek weet al van 6 jaar terug af. En ek weet nie skole se name kom nie, maar daar's 2 noem nie, maar daar's 2 lyk vir my wat 'n geweldige probleem is rondom dit. En ons Afrikaanse skole. Kinders maak hulle liggame goedkoop. En nie net hulle liggame nie, hulle waardes. Wat se waarde het jy in jouself as jy 'n kaal foto van jou vir iemand stuur? Niks nie, man. In my oë gaan jy geen waarde hê nie. Jy gaan absoluut nie waarde hê as jy jouself so verlaag om dit te doen nie. Op 'n stadium kom hierdie foto dalk by verkeerde mense uit en dan word hulle bespot, geverkleineer. Dalk is daar iemand wat regtig belangstel in jou en hulle het jou gesien en jy lyk vir my alright en dan skielik kom daai verkeerde foto by daai persoon uit. En is net asseblief in die lewe, ek wil tog net nie met hierdie ou of hierdie meisiekind enige iets te doen hê nie. So iets wat 'n mooi verhouding kom wees, het jy weggegooi. Hierdie een onskuldige foto kan uiteindelik lei tot selfmoord. Want as daai foto verkeerd uitkom en daar word 'n gespottery en daai foto word sommer so op 'n groep gesit vir almal. Hoe kom jy weg van dit af? Hoe kom 'n kind weg van dit af? Hoe kom ek en jy weg van dit af? Mense gaan net sien selfmoord is die oplossing
Want dis alwaar niemand vir my gaan lag nie. Dis alwaar niemand my naam verder gaan sleg maak nie. Om porno te kyk beïnvloed ook hoe jy ander mense sien. Dit laat jou mans en vrouens sien as voorwerpe om na te begeer in plaas van mense wat gerespekteer moet word. Mens wat geliefd moet wees. Porno infiltreer jou denkpatrone en jou verhoudings. Navorsers sien 'n sterk verband tussen die gereelde kyk van pornografie en onderprestasie in ander areas van jou lewe, in akademie, in sport, by jou werk, beïnvloed dit jou negatief. Om porno te kyk is hoogs verslawend. Dit lei tot oormatige dopamienverbruik wat jou laat smag na meer en meer. Stadig maar seker gaan jy die perke moet skuif. Jy gaan dit moet meer maak en meer maak sodat jy dieselfde vlak van opwinding kan kry. Jy sal dus meer porno of meer ekstreem porno moet kyk. Hierdie siklus beïnvloed jou brein soos gesien word met enige ander verslawing. Dit draai alles hier in jou kop onderste boon deur mekaar. En is alwaarvoor jy kryf. Jy kan nie nee sê vir daai drank nie. Jy kan nie nee sê vir daai matakwan of wat ook al nie. Jy soek net nog. En is dieselfde met pornografie. Boonop verhoed alle verslawings jou om ten volle in verhoudinge betrokke te raak en die man of die vrou te word wat God jou geskaap het om te wees. En ek en jy se eerste doelwit in die lewe moet wees om te word wat God vir gehad het ek en jy moet word. Pornoverslawing neem jou lewe oor, soos duisende, miljoene mense op hierdie oomblik ervaar. Dikwels word porno vervaardig en versprei ten koste van mense. Ons noem dit mensehandel. Beide volwassenes en kinders is slagoffers hier. Minderjariges, het julle gesien hierdie Epstein-eiland? Nee. En die goeters wat daar uitkom. Hoeveel jong kinders is gesteel en soontoe gevat, is ontvoer, is met valse voorwendsels soontoe gevat. Hulle word gedreig, hulle word misbruik. As hulle iets praat, hoeveel van hulle is doodgemaak om dit stil te hou. So wanneer ek en jy porno kyk, dan deel ons in hierdie mensehandel, dan is ek en jy net so skuldig aan daardie kinders se lewens, aan hulle dood as hulle dood is. Net so skuldig soos daai mense wat daai flieks gemaak het. Net so skuldig soos daai mense wat daai foto's gemaak het en rondstuur. Wanneer ek en jy kyk in dit, na dit, deel ons in dit. Ons kla oor moslems wat trou met kinders. Het julle gesien? In party lande is dit mos wettig. Hulle kan met kinders onder 13 trou. Nou in die week het ek gelees van 'n man wat 42 of 44 jaar oud is. Hy het getrou met 'n 8-jarige dogtertjie. Op haar huweliksaand het sy dood gebloei oor wat hy met haar gedoen het. Maar is oukei. Maar is oukei vir hulle. En ons oordeel dit. En ons sê, weet jy wat, net daai mense moet doodgemaak word. Maar wat doen ons? Ons kyk porno. Ons kyk vuil prentjies. Ons is net so skuldig in daardie bloed. Want ons keer dit goed. Hoe kan ek ophou om na pornografie te kyk? Baie mense wat gereeld daarna kyk, wil ophou. Maar dit is nie maklik nie. Dit is 'n moeilike ding, omdat dit 'n verslawing is. 6 wenke waarna ons gaan kyk. Hou heeltemal op. Besef dat porno sonde is. Besef dat dit teen God se wil is. En stop, hou op met dit. As daar enigiets op jou foon is, as jy enige video's in jou kas of op jou rekenaar het of wat ook al, raak ontslaaf van die goeters. Maak skoon. Moenie eers 'n halfkaal prentjie van iemand op hê nie. Raak ontslaaf van alles. Kry klaar met dit. Jy moet radikaal wees. Skoonmaak. Moenie eers 'n bietjie oophou. Soek hulp. As jy sukkel met dit, vertrou iemand wat jy ken. Kry iemand om te help. Jare terug het ons iemand by ons in die vorige gemeente gehad wat 'n issue daarmee gehad het. Ons het 1 keer 'n week. Ons is 4 manne wat die boeta gesupport het. Ons het 1 keer 'n week het ons bymekaar gekom. Hoe gaan dit? Is jy nog alright? Byt jy vas? Druk jy deur? Is alles sharp? Jy is hy sharp.
Later met van tyd het ons het so elke tweede week gemaak, elke derde week gemaak, tot hy op 'n stadium gekom het en gesê het, okay, ek is sharp. Ek kan dit doen. Ek is alright. Wat doen ons? Ons staan terug. Sê okay, Boeta, jy's alright. 6 maande later, bel sy vrou ons. Kwad verby. Hy het weer geval. Hy het weer 'n gil gaan optel. Dis 'n lang pad. Dis 'n harde pad. En as jy saam met iemand 'n pad gaan stap of wil stap, weet dis 'n kommitment. Ons het op die mannekamp gepraat van 'n kommitment om saam met iemand 'n pad te stap. Dis nie net ons is nou okay nie, dis klaar en is verby nou. As jy volunteer om te sê is reg, ek sal saam met jou 'n pad stap. Weet dit kan tot 10 jaar vat, man. Jy gaan jouself commit aan daardie persoon om te help om die pad saam te stap saam met daai boetie of daai sussie. En al is hulle okay om dan nog steeds gereeld op te volg. Is jy okay? Byt jy nog vas? Is jou dinge reg? Derde ene vir my versoeking. Porno is so toeganklik. Jy kan op enige plek kry jy dit. Mense wat moeg is, wat alleen is, alleen in die aand by die huis, en jy's daar op die TV, of jy's daar op jou rekenaar besig, duiwel is slinks. Hy gaan vinnig iets oor jou pad bring. Het jy goeders op jou foon of op jou rekenaar om jou te beskerm teen dit? Daar is sulke goeders. Ek weet nie wat hulle name is nie, maar ek weet daar is sulke programme wat jy kan opsit. Sit dit op jou rekenaar. Sit dit op jou telefoon om jouself te beskerm dat die gemors nie op jou telefoon oppop nie. Ouers, julle kinders, die sit van julle wat nie eers weet, julle kinders is dalk betrokke met dit nie. Want ek vertrou my kind. Dit bly jou verantwoordelikheid as ouer om te kyk na jou kinders. Wat gaan op jou kinders se foon aan? As jou kind se foon 'n blok op het, wat jy nie weet wat daai ding is nie, is daar moeilikheid. Hoor wat ek vir jou sê. Jy moet enige tyd jou kind se foon kan access, en dit gaan nie oor privaatheid nie. Dit gaan daaroor dat jy die ouer is en jy vat die verantwoordelikheid. As jou kind se foon 'n blok op het, haal hom vandag af. Laat jy kan sien enige tyd wat op jou kind se foon aan die gang is. Al is dit nie pornografie nie, miskien is hy besig met gesprekke met iets of iemand wat nie reg is nie. Dinge is dalk nie reg nie. Maak seker jy kan sien wat op jou kind se foon aangaan. En as dit nodig is, sit daai programme op sy telefoon of haar telefoon ook, om hulle te beskerm. Jy gaan jou oë uithuil, die dag as jou kind by sulke goeters betrokke is, en hulle wil selfmoord pleeg, of mense kom na jou toe en sê, hoor jy, daai laaitjie van jou maak ek dood vandag. Dan is dit te laat. Tref nou voorsorg. Beskerm jou kinders asseblief. Vra God vir krag. Selfs wanneer die versoeking sterk is God sterker. 1 Korintiërs 10:13 verseker die apostel Paulus ons. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe soos 'n mens nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking ook 'n uitkoms, sodat julle dit kan verdra. Dis belangrik. Bid en vra, Here help my. Want alleen kan ons nie hierdie goeters doen nie. Toe ek moes breek met al hierdie goeters in my lewe, het die Here my gehelp om daarmee klaar te kry. Met pornografie, met drank, met al hierdie goeters waarmee ek betrokke was. Die Here het my gehelp. Die Here het my vrygemaak. Hy het my die krag gegee. Want deur hom is ek tot alles in staat. Vertrou hom om jou te help. Moenie toelaat dat porno jou van die Here vervreem nie. Moenie laat hierdie skuldige gewete oor dit wat jy kyk jou wegvat van die Here af nie. As jy wil ophou om pornografie te kyk, maar agterkom jy val terug. Moenie wag om jou sonde aan die Here te bely nie. Bely dit onmiddellik. Here, ek het geval. As iemand voor my inry en ek het nie 'n goeie dag nie en ek bly som met 'n ander vreemde taal, dan vra ek onmiddellik vir die Here, Here vergewe my. Ek is jammer.
Ek is jammer. Ek het maandag, Flip, waar's Flippie? Daar sit hy daar agter. Wanneer het ek en jy gepraat? Dinsdag. Ja, Dinsdag slaat ek 'n versoeking, nê. Want ek kom hier by die kantoor en hier lê daai oranje chopper se papiere. En in my kop onthou ek iets van jy het 14 dae om daai ding deur die toets te sit en ek weet, daai chopper wat ek by Butch gekoop het, hy gaan nie deur die toets gaan nie want dit het nie agterbrieke nie, sy flikkers werk nie. Hy het 'n klomp goeters wat roadworthy moet wees nê. Hy het nie 'n speedo nie, so jy weet nie hoe vinnig jy ry met daai chopper nie. Dis hoekom hy die tosseltjies het, nê. Dat jy kan sien jy beweeg. So. Nou bel ek dadelik vir Flippie. Nou sê ek vir hom, Fila, daai ou wat die goeie so deursit, wat vra hy? Nee, is R2000. Sit hulle vir jou die ding deur die toets. Nou sê ek vir myself, nou probeer ek myself regverdig om te sê, ek gaan in elk geval dit later regmaak. So vir nou is dit oukei. Nou begin ek stoei met hierdie gedagte. En ek klim in die bakkie. Nou lê die Here op my hart. Saterdag by die mannekamp. Toe beklei jy met almal wat bribes betaal langs die pad. Jy beklei met almal wat tolhekke skiep. En hier kom jy en jy wil jouself regverdig om te sê ek gaan dit in elk geval regmaak. Watcha, daar slaan die Here my klipharte. Ek sê, vergewe my Here. Ek is jammer. Here help my dat ons hierdie fiets kan regmaak. So rukkie later praat ek en Filies weer. Nee, jy het baie tyd. As jy hom ingevat het en hulle het foute gemaak, het jy 2 weke om hom terug te vat. Dankie tog. Daar gee die Here vir my tyd. Ek stuur vir Boetje boodskap en vir baie ander mense, ek soek brieke vir die ding. Vra vir Boetje, het jy nie miskien dalk nog daai bike se brieke ergens in 'n krat nie. Hy sê ek kan laat ek bietjie krap. 10 minute later stuur hy vir my boodskap, ek het die brieke gekry. So daar begin alles net in plek van ek gaan hom regmaak vir goedkoper as R2000. En ek staan skoon voor die Here, né? Ja. So as jy terugval, bely onmiddellik jou sonde aan die Here. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Satan se hoofdoel is om vir my en vir jou van God te vervreem. Moenie soog vir die versoeking om in skuldgevoelens of in skaamte vir die Here weg te kry nie. Staan op. Gaan na die Here toe. Here vergewe my. Here ek het geval. Here ek het gesondig. Vergewe my. Was my, maak my skoon en help my om vas te staan. Nog een, herinner jou dan dat God iets beter vir jou het. God het vir ons ware intimiteit ontwerp in ons huwelike en verhoudings. Porno is 'n swak plaasvervanger. Dit kan nie jou man of jou vrou vervang nie. Dit kan nie. Moenie verminder as God se ideaal, die perfektheid vir jou lewe tevrede wees nie. Die Bybel leer dat pornografie sonde is, want dit is teen God se wil. Die kyk van porno het verwoestende gevolge vir jou huwelik, vir jou siening van seksualiteit en selfs vir jou brein. Veral omdat dit hoogs verslawend is. Daarom moet jy daarvan wegbly. Moenie toelaat dat porno jou lewe en die mense om jou se lewens verwoes nie. Ek weet. Ek praat uit ondervinding wat porno doen aan 'n mens. Ek het al op skool mense dit al vir my gegee. En ek weet hoe dit my verhouding met mense beïnvloed het. Ek weet hoe dit die verhouding tussen my en leerdery verniel het. Ek weet dit. Alles wat hier staan, ek ken. Ek weet dit. Ek het ondervinding. Dit verwoes jou lewe. Dalk met hierdie preek van vandag is die Heilige Gees besig om hier binne in jou te werk. Jy besef jy is op 'n verkeerde pad. Miskien weet jy lankal dit wat jy doen is verkeerd. Kan die Here my ooit vergewe? As jy berou het, vergewe die Here.
As jy opregte berou het, vergewe die Here en hy vat jou sonde weg van jou af. As jy op Jesus vertrou en Dawid se Psalm 51, sy belydenis in Psalm 51 jou eie maak, sal die Here jou sonde vergewe. Ek gaan hom vir ons lees en as jy met hierdie goed sukkel, herhaal dit agterna. Gaan huis toe, gaan spandeer weer tyd in Psalm 51. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gegaan het nadat hy met Batseba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens die troue liefde. Wis my oortredings uit, volgens die groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde. Want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U gelyk sal hê as U uitspraak lewer, volkome reg wanneer U oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Kyk, getrouheid verwag U reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer U my wysheid. Neem my sonde weg met hyssop, sodat ek rein kan wees. Was my Here, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat U verbrysel het, weer juig. Sluit die oë vir my sonde en al my sonde skuld. Wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit die teenwoordigheid nie. En moet die Heilige Gees nie van my af wegneem nie. Laat my weer die vreugde oor my verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. Ek wil oortreders U paaie leer, dat sondaars na U kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God, God wat my verlos. Laat my tong juig oor U geregtigheid. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal U lof verkondig. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar U nie. Offers aan God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie. Doen volgens U wil goed aan Sion. Herbou die mure van Jerusalem. Dan sal U vreugde vind in offers van geregtigheid, brandoffers en volledige offers. Ek en jy as Christene is duur gekoop deur Jesus se bloed. Ons is verenig in Jesus, ons is deel met Jesus, ons is deel van sy liggaam. Ons gebruik die nagmaal om te wys ons is deel. 1 Korintiërs 6:17 sê, maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. As ons dan een gees is met die Here, as ons een liggaam is met die Here, hoe kan ons nog steeds egbreek pleeg? Hoe kan ons onsself nog oorgee aan ons eie begeertes, deur na pornografie te kyk, deur na kaal prentjies te kyk, suggestiewe program op die TV. Julle weet presies waarvan ek praat. Daar's soveel suggestie op die TV wat aanleidings gee na seks toe. Hoe kan ons nog goedjies skryf wat seksueel is? Hoe kan ons dit doen as ons sê ons is deel van Christus? As jy sukkel met pornografie, asseblief, dis nie 'n skande nie. Kom praat met my. Kom ons stap 'n pad saam. Kom ons help. Die vrouens, Deedrey, julle kan met Deedrey 'n pad stap. Sy's daar om te help.
Manne, stap met my 'n pad. Kry klaar met dit. Die Here soek dit nie in jou lewe nie. Die Here wil nie ons moet verslaaf wees aan hierdie gemors nie. Jong manne, as julle met hierdie goeie sukkel, kom, maak reg. Die Here wil ons huwelike herstel, die Here wil ons verhoudinge herstel, die Here wil ons skoon en rein vir hom hê. Kry klaar met dit vandag asseblief. Jy weet as die Here met jou gepraat het. Amen. Baie dankie Abba Vader. Here, dit is 'n harde woord vandag, maar ons weet Here, dis op die hart, want ons weet baie mense sukkel hiermee. Help vir ons Here, elkeen wat vandag sommer net so op die vingers getik is, so nie oorgetrek is, vir wie jy gesê het, kry klaar vandag met pornografie, kry klaar met buiteegtelike verhoudings. Here, mag jy vir hulle die krag gee om klaar te maak. Mag ons as geloofsfamilie hulle ondersteun en help op hierdie pad, want ons weet dit is nie maklik, Here. Maar dankie Here dat jy met ons gepraat het, dat jy vir ons 'n geleentheid gee om weer rein en skoon voor U te kom staan. Ek bid Here dat jy en elkeen wat sukkel met pornografie, dat jy die kettinge van Satan sal breek, dat jy sal vrymaak, dat jy verlossing sal bring. En dat elkeen van ons het hierdie woord hoor, sy lewens U sal verheerlik. Aan U kom toe Here al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Musikante, kom vorentoe.